Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Die gesprek word vandag gelei deur Jan-Louis Lee. Baie welkom by hierdie aflewering van Radio Scriptura. Ons het so 'n bietjie getalle met die Maarten perspektief omdat ons 'n baie spesiale episode wou doen. Ons het kennis geneem van die NG Kerk in Namibië se besluite rondom hulle betrokkenheid by die algemene sinode en ons gaan nou 'n bietjie verder daarop uitbrei en daarom het ons ook 'n baie spesiale gas. As hy bekend lyk, sal dit wees omdat ons hom ook in Maart 2022 op Radio Scriptura gehad het. Ons wil vandag vir Deboa de Tooy, predikant in Namibië, weer verwelkom. Deboa, net ter wille van die wat jy nou nog nie ken nie, wil jy jouself net vir ons so vir 'n oomblik net bekendstel nie? Ja, nee, baie dankie dat die mense ook weer hierdie gesprek met julle kan hê. Ek is predikant hier by Suiderhof in Windhoek en ek is nou al in my 8ste jaar hierso. Voor dit was ek bietjie vir 2 jaar in Kirkwood predikant en so 2,5 jaar jeugwerker in Woester en my studentejaar op Stellenbosch gehad. So wat eintlik nogals, jy weet, aan die een kant goed was dat 'n mens so 'n bietjie agter die kap van die byl kon kom van 'n klomp van die bewegings wat ek dink vandag 'n geweldig oorspoel in die kerk in en dat 'n mens lekker voorberei kan wees om hierdie tipe gesprekke te hê daaroor. Maar baie dankie ook vir jou bereidwilligheid om vanoggend met ons te praat. Kom ons kop sommer af. Ek wil so half net 'n bietjie weer 'n tydlyn van gebeure skep. So kom ons skets net weer die verfris die geheue oor presies wat gebeur het. Ons weet die NG Kerk worstel nou al, ten minste die NG Kerk in Suid-Afrika worstel nou al vir 'n geruime rukkie rondom die kwessie van homoseksualiteit in die kerk. So wil jy vir ons so 'n bietjie volgens wat jou kennis is net 'n bietjie tydlyn skets? Ja, nee, ek dink is belangrik ook om die tydlyn voorop te stel want ek dink 'n groot probleem in die narratief rondom wat Namibië nou gedoen het is dit gaan absoluut net oor die gay kwessie. Wat nie die geval is nie. Jy weet, ons kan hom eintlik gaan haal daar by 2002. In 2002 het daar van ons taakspan leer en aktuele sake 'n dokument verskyn wat goedgekeur is op ons algemene sinode wat oor skrifgesag gegaan het. En op die dokument het daar vir die heel eerste keer van ek sou sê van 'n gereformeerde verstaan van skrifgesag en interpretasie afgestap geword na wat hulle eintlik basies maar gekies het vir die hoër kritiese beskouing van die skrif. Dis 'n menslike dokument vol foute en teenstellings en jy weet baie sterk gefokus op die menslike karakter van die skrif. Ek het nou 'n gesprek gehad met ons kollega Chris van Wyk daar in Oos-Kaap wat moderator was van Oos-Kaap Sinode wat gesê het dit was die tweede slegste dokument oor skrifgesag wat hy nog in sy lewe gelees het. Die ander een was in 2005. Ek sou nou weer hom uitkom. Maar net absoluut 'n gat geskiet reg deur ons gereformeerde verstaan van die skrif. 2004 verskyn daar toe weer 'n dokument wat goedgekeur is wat eintlik maar net 'n baie verkorte opsomming is. Maar een van die punte is ook dink by die 4de stelling wat in die dokument gemaak word as 'n verklaring oor skrifgesag is dat elke generasie moet basies nie dink oor die skrif en oor hoe ons die skrif interpreteer. Jy weet, so daar's nie daai goue lyn wat ons deurtrek van die apostoliese tradisie af tot waar ons vandag sit nie. Dis elke generasie dis kontekstuele teologie. Dis eintlik maar waar dis eintlik waarvan ons gekies het. En nou kan jy van daar af eintlik maar sien hoe die domino blokkies geval het. Jy weet, die oomblik toe skrifgesag geparkeer is, 2007 verskyn daar 2 dokumente op die algemene sinode se tafel, een pro homoseksuele verhoudings, een daarteen en hulle het toe net gekies vir die een teen, maar hulle het gesê die ander een bly op die tafel as 'n gespreksgenoot. 2011, ek dink is so daai 2011 2013 is ek nog nie heeltemal seker wat die volgorde was nie, maar ek dink is in 2011 was daar toe 'n gesprek gewees oor die bestaan van die duiwel. En die opdrag was dat ons taakspan oor die bediening van bevryding riglyne, 'n bietjie beter riglyne moet gaan uiteensit en hulle kom toe terug met 'n ding wat op die eind goedgekeur was wat sê elkeen kan oor die aard van die bose en die duiwels vir hulself besluit. En dis nou 'n tendens wat toe van daar af plaasgevind het. Elkeen kan vir homself besluit. Ons wil nie meer doktrinaal of skriftuurlik vir mense voorskryf nie. Jy handel volgens jou gewete. En jou gewete kan ons maar deur enigiets geïnformeer wees. En jy weet so jy kan glo die Bybel is baie rigteragtig, nê.
Elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Reg is in sy eie oë. Dis presies waar ons toe nou van daai stadium af dink ek die kerninslag is. So jy kan besluit, is die duiwel 'n werklike wese of is dit 'n kom ons sê 'n archetype of 'n personifikasie van die boosheid in die mens eie hart. Jy kan maak daarmee wat jy wil. 2013 was daar 'n dokument wat oor saambly voor die huwelik gesê het, jy weet, dit is nie so eenvoudig soos om te sê ons doen dit nie. Jy weet, daar's mense wat om verskeie redes saambly vir die huwelik. Ander mense wat saambly vir die huwelik met al die seksuele dinge en goed wat daarmee saamgaan, omdat hulle die huwelik baie hoog ag. Jy weet, hulle wil kyk of hulle by mekaar kan pas wat daai aspek dalk so hulle het eintlik 'n hoë agting vir die huwelik. Jy weet, so ons kan nie sommer net sê ja, jy weet, so bly saam vir die huwelik en kyk of julle gaan uitwerk wat ons wil nie die huwelik opmors nie. So daai dokument was goedgekeur en nou natuurlik as die oomblik wat ons seks buite die huwelik goed praat, toe kom 2015. En in 2015 was daar toe vir die eerste keer klinkklaar besluit geneem. Ag nee, maar daar's baie goedjies rondom. Die ding was bekook gewees en jy weet nie kerkordelik korrek gehanteer nie en gaan manipuleer van buite af. Maar nietemin daai hele besluit in 2013 en eintlik maar alles wat van 2002 af plaasgevind het die bedding gelê vir maar dan kan ons mos homoseksuele verhoudings ook goedkeur. Toe is daar appel aangeteken en aangevra vir buitengewone sinode in 2016, toe is die besluit omgekeer. Toe daar 11 lidmate gegaan in die kerkhof toe gevat en die hof het toe beslis op die ou end dat die 2016 besluit was nie geldig nie, so ons is weer toe nou terug by 2015 se pro-homoseksuele verhoudingsbesluit. En toe kom 2019 se sinode wat toe ek gesê het, kom ons parkeer die 2015 besluit en ons neem 'n nuwe besluit. En die nuwe besluit was toe nou eintlik maar die presiese besluit wat net vroeër daardie jaar deur die Weskaapse sinode geneem was en waar die Weskaapse sinode basies gesê het elke gemeente kan vir hulle self besluit hoe hulle voel, maar ons wil graag ruimte laat vir elkeen om self te handel. Jy weet, as die predikant hulle weg oop sien om selfde geslagverhoudings te bevestig, kan hulle doen. As hulle nie hulle weg oop sien nie, dan hoef hulle dit nie te doen nie. Maar ons wil graag 'n beleid voorstel van non-diskriminasie in die aanstel van ouderlinge, van diakens, van dienswerkers en van predikante, ongeag een van die voorwaardes, ongeag seksuele oriëntasie. So hulle het eintlik maar gekies vir 'n pro-homoseksuele standpunt. Die ding kom die algemene sinode aanvaar om net so wat 'n klomp ouens toe nou na die tyd besef het is maar deur die aanneem van daardie besluit het die algemene sinode buite sy bevoegdheid opgetree deurdat hulle direk met gemeentes praat en nie net met sinodes nie. Die algemene sinode is 'n sinode van sinodes. Hulle het geen mandaat om voorskriftelik of beginsels deur te gee aan gemeentes nie. En toe op daardie stadium het ek dink is al 'n bietjie vroeër as dit, maar toe daai Sola Scriptura groep hier in Namibië ontstaan, wat toe nou eintlik maar 'n klomp besorgde predikante en ouderlinge is, wat gevoel het ons as Namibiese sinode flikvloei met dit wat in die algemene sinode gebeur en ons staan dit nie regtig teen nie. En daar was in ons eie sinode in 2016 is daar 'n dokument oor skrifgesag, 'n verklaring oor skrifgesag en 'n verklaring oor ons standpunt oor homoseksualiteit opgestel en dit is nou nog branddokumente hier by ons wat nou so 'n bietjie hersien word. Maar hulle het gevoel, luister, op grond daarvan kan ons mos nie saamgaan nie en baie van die ouens wat in die algemene sinode toe gegaan het van Namibië af het gesê hulle dink dit is 'n goeie besluit dat elkeen self kan besluit. So toe het ons 'n proses begin waar ons bietjie gaan daarna het ek begin met my kanaal ook toe klomp goed agtergekom oor jy weet by die fakulteite aan die gang is en by klomp van die sinodes en hoe 'n klomp van hierdie besluite bygedra het tot waar ons op daardie stadium was. En ons het in 2022 net voordat ons bietjie met julle gepraat het ons sinode gehad hier in Namibië waar ons besluit het met 'n oorgrote meerderheid dat ons die algemene sinode gaan oproep tot bekering. Die Matteus 18 pad van broederlike tug met hulle gaan stap en ons het toe na die laaste 3 jaar het ons dagbestuur van die algemene sinode, die ASM, het ons gaan toespreek. Ons het een dag so oor 2 dae 13 ure gesprek met hulle gehad. Ons het dokumente aangestuur, ons het hierso gesprekke met ons kerke gehad, ons het konferensies gereël, ons het beskrywingspunte gestuur na die algemene sinode toe en grafhaam en jy weet alles alle moontlike weë uitgepik. En toe ons nou by die 2023 algemene sinode kom, toe
word ons eintlik nie gehoor nie. Ons goed was nie bespreek nie, is eintlik maar geminag gewees en ons het daardie tyd vir mekaar gesê, daar was nie bekering gewees nie, na alles wat ons met hulle gepraat het, en toe het ons Moderamen hier in Namibië besluit, maar dan het ons nou ons antwoord op die proses wat ons begin het, en ons het toe daarso het ons begin om ons mense hier voor te berei vir Namibië se sinode wat losmaak van die algemene sinode af, en daardie besluit was toe nou in Maart hierso by ons bekragtig. Okay. Wat is die verband tussen die NG Kerk in Namibië en die NG Kerk in Suid-Afrika? So ons was een van die stigters sinodes, een van die 4 stigters sinodes van die algemene sinode. En uit die 4 sinodes uit het die ander 6 gegroei, so ons is op die ou 10 sinodes. En ons is volwaardig deel van die Suid-Afrikaanse kerk soos die ander 9. En wat ons dan nou basies is, en ek dink dis ook iets wat so bietjie verwarring veroorsaak het, wat die ouens nou redelik uitgepleis het, is ons is eintlik 10 onafhanklike kerke wat in 'n algemene verband staan. En dit is nou wat ons artikel 37 wat ons in Namibië nou toegepas het, eintlik maar toegelaat het, is dat ons kan as Namibiese kerk kan ons uit die algemene verband uittreë as ons dit voor God in die lig van sy woord kan regverdig. Wat ons nou gedoen het, ek het dit nou vinnig kortliks ook gedoen het om die tydlyn vir julle aan te dui. So ons het basies net die verband verbreek en ons is nog steeds NG Kerk Namibië soos wat ons altyd was van voor die algemene sinode gestig is. En nou en die pad vorentoe is nou eintlik maar net om te kyk op watter raakpunt is daar nou nog tussen ons en van die Suid-Afrikaanse sinodes en van die Suid-Afrikaanse taakvanne en bedienings en so aan, wat 'n mens dalk nog kan oorweeg om 'n bietjie heen en weer samewerking te hê. Jaco. Ja, Teboa, dit was 'n mooi tydlyn en baie leersaam moet ek sê. Ek was ook self al heelwat betrokke by die NG Kerk se verhaal. Ek sou sê hierso van so 2012 of het ek so aan 'n groep behoort in die Kaap wat se naam was Kaapse Studiegroep, en dit was ten doel om die NG Kerk terug te roep en dieselfde maar ervaar, en dit was van eie NG lidmate in die kerk en maar dieselfde ervaars wat julle ervaar daar net eenvoudig. Jy word later as 'n karikatuur in die hoek ingeverf en jy word stilgemaak. Jy word radiostilte gegee. So dit kom op 'n dooipunt uit en dis maar die ding wat julle ook ervaar het en wat tot julle besluit geneem het. Ek dink net vir myself en dalk ook vir ons luisteraars sou dit goed wees dat ek het vir ons 'n mooi tydlyn gegee dat dit eintlik oor baie meer gaan as om homoseksualiteit. En ek dink dit is baie goed om te sien want dit is maar die vrug van die skrifbeskouing. Dis waartoe ons moet gaan. Die boom van verkeerde vrugbeskouing dra al hierdie vrugte en dit verskeie vrugte, en ek meen homoseksualiteit is een van dit. Maar ek dink net vir my sy eie duidelikheid vir ons luisteraars, kan jy vir ons goed definieer, wat is dan nou die Namibiese sinode of Namibiese kerke se siening oor homoseksualiteit? Want ek dink jy sal weet daar's verskillende maniere, selfs in ons wêreld is daar partykeer diskussies oor hoe jy dit definieer. Party ouens sal sê jou identiteit is homoseksualiteit, maar jy moet celibaat lewe. En ons weet die skrif praat anders. Die skrif sê so was julle is gewas, so jy's 'n kind van God, jy's in Christus, jy's nie meer, die identiteit homoseksualiteit behoort nie aan jou nie, jy's 'n Christen, maar homoseksuele begeertes is niks anders as heteroseksuele begeertes nie, ons almal stryd teen sonde. So dis maar net 'n bietjie wat ek vir jou gee, hoe ek daaroor dink. Kan jy spesifiek vir ons definieer, hoe sien julle dan homoseksualiteit? Hoe definieer julle dit? Ja, nee, kyk, hier's 'n klomp gesprekke wat ons nog gaan moet hê in die vooruitsig. En dit is miskien een van hulle. Ek het voor die tyd net so 'n bietjie met Jan Louis gepraat, en een van die dinge wat ek agtergekom het in 'n klomp van die gesprekke wat ek veral met van ons ouer kollegas al gehad het, is die versigtigheid om jy weet, definisies neer te lê. En dit is vir my 'n groot leemte op die stadium. Jy weet, dat ons bang is vir definisies, want ek dink in vandag se kultuur en die kultuur wat maar in die kerk ingesluip het, soos wat Jan Louis gesê het by die voordeur in sommer, dat die oomblik wat jy met definisies besig is, dan sluit jy dalk 'n klomp mense uit. Jy weet, of jy sluit 'n klomp perspektiewe uit. En ouens is baie versigtig daarvoor. So ons het in 2022 het ons 'n dokument ook hierso by ons goedgekeur wat handel oor celibaatheid en die gawe van celibaatheid. En ek dink dit is eintlik maar ons brondokument vir hoe ons nadink oor mense wat
wat selfde geslag aangetrokkenheid of jy sou kan sê homoseksuele oriëntasie het, hoe ons graag vir hulle sou wou voorstel, hulle dit kan hanteer, is jy weet, dat ons reg deur die geskiedenis in die kerk sien, dat celibaatheid is 'n wonderlike gawe van die Here afgewees. Paulus wat self ook gesê het, jy weet, ek wens almal kan soos ek wees, daar in 1 Korintiërs 7, maar jy weet, as die begeerte daar is, dan moet jy dit trou. So, nee, soos ek sê, dis nie, ek dink dis nie so duidelik uitgespel soos wat mense dit graag sou wou hê nie. Mense sou graag aan 1 Korintiërs 6 beginsel van, jy weet, die Here red 'n mens uit daardie identiteit en karaktervormende fasette van jou menswees uit. En maar ek dink vir waar ons nou is celibaatheid in die Namibiese sinode die route om te dink oor hierdie goed, die raamwerk. Hi Dubois, ek het so laat hier aangekom, ek het amper nie die gesprek gemaak nie, en ons het nog nie kans gehad om mekaar te ontmoet nie, maar my vraag is, na aanleiding van julle drie se vorige gesprek, wat sit nou 2-3 jaar terug, wat jy in daardie gesprek genoem het oor 'n sekere saak wat julle daaroor besluit is, ek dink dit was 70-14 of so iets, maar dit daarop neergekom dat die oorgrote meerderheid van die breë NG Kerk na jou mening gereformeerd, behoudend is. Nou, my vraag kom dan nou maar, hoe dit dan nou gebeur dat iets soos julle algemene sinode se moderamen net 'n heel ander pad stap. Ek dink dit sal help as jy dalk net so vir ons net so kortweg verduidelik hoe julle moderamen en so werk. Ons in die GKSA het ons as 'n vergadering verby is die moderamen ook ontbind. Dit bestaan nie meer nie. Het dit enigstens 'n rol gespeel en was dit 'n geval van behoudende ouens het dit nie meer kans gesien om betrokke te raak by daardie plekke nie? Hoe dit gebeur dat 'n waarskynlik 'n klein groepie, as mense dit so wil stel, so groot rigting bepalend geraak het? Ja, dit is 'n baie goeie vraag en dis iets wat ook al baie geopper is in van die gesprekke. Iets wat ons op die moment gevoel het is, jy weet, dis 'n geweldige voetangel in ons beskouing van dit wat gelei het tot die probleme in die NG Kerk. Die algemene sinode sit elke 4 jaar en dan word die opdragte van die algemene sinode oorgelaat, of dan ontbind die algemene sinode. En dan word die opdragte oorgelaat aan die algemene sinode se moderamen en hulle is dan nou basies die ouens wat die besluite wat geneem is op die algemene sinode moet uitvoer. En dan het die ISM, algemene sinode moderamen, het dan ook 'n dagbestuur wat dan nou die moderatuur is. En dis nou natuurlik weer 'n baie kleiner groepie ouens. En die probleem is anders as julle, wat ek dink julle het 'n baie beter model, is die voorsitter van die algemene sinode, ons moderator, is ook die voorsitter van die ISM en is ook die voorsitter van die moderatuur. So hy raak amper so half hierdie pausfiguur. En die media hanteer die persoon ook so. Elke keer as daar iets in die kerk gebeur, dan hardloop hulle na die moderator toe, die moderator moet verduidelik wat aangaan. En dan glo almal wat die moderator gesê het, want die moderator is mos die ou wat die kerk lei. Jy weet so, ons het 'n presbyteriale stelsel wat sê die hoogste gesag in die kerk is natuurlik Christus en dan is dit die kerkrade. Maar die ding het eintlik maar 'n lewe van sy eie aangeneem waar hy tipe hiërargiese struktuur aangeneem het vir ons, jy weet, ons is kerkrade en dan is ons ringe en dan is ons sinodes en dan is ons algemene sinode, dan die ISM en dan is dit die moderatuur en natuurlik die moderator heel bo. So in kerkordelike taal is dit glad nie hoe dit werk nie, maar hoe dit in die praktyk begin uitspeel het is dit die geval. Daar is 'n besluit geneem in die Weskaapse sinode en ek is nie heeltemal seker of die algemene sinode van 2023 dit goedgekeur het nie, maar mense sê vir my hulle het. Maar waar 'n ring basies kan besluit of 'n kerkraad buite orde is en dan kan die ring intree en die kerkraad ontbind en basies beheer neem oor daardie gemeente. Jy weet so onmiddellik het jy 'n hiërargiese struktuur, jy is onderhewig aan die ring. Jy weet die kerkraad is nie meer die hoogste gesag in die kerk nie. So dis deel van ons groot probleem is ons is nie eers getrou in ons eie stelsel nie. Jy weet en ek dink in persoonlike gesprekke met van die leierskap wat ek al gehad het, hulle gesê hulle sal vreeslik graag eerder 'n episkopale stelsel wil gehad het. Dit so klomp dinge net baie makliker gemaak het, besluitneming, alles sou vinniger gebeur het. Maar ek meen daar lê die gevaar in. Dit is skiet 'n gat dwarsteer ons gereformeerde identiteit. Sjoe, ek het dit nie geweet nie. Dit klink baie rooms. Ja.
Ek wil net vir 'n oomblik terugkom nie en ek wil nou nie vashak op dieselfde ding nie, maar ek dink die hele ding van interseksionaliteit waaroor ons voor die tyd gepraat het, spring vir my uit hierdie besluit uit, want ek het nou voor die tyd en ek gaan ook net ter wille van die luisteraars doen, die besluit in 2016 wat die 2015 besluit herroep het, was vir my eintlik baie mooi. Die NG Kerk herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as 'n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap buite so vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie. 3 jaar later, die Algemene Sinode moedig nou kerke aan om by die aanwysing van persone in die ampte, lidmate se doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe, toegang tot die sakramente, integriteit van verhoudings, as ook geskiktheid vir die spesifieke rol enigeen in ag te neem, ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en identiteit. Nou daai laaste 4 woorde, 5 eintlik, geslag, klas, seksuele oriëntasie, identiteit, so wyd sodat jy kan 'n vragmotor daardeur ry. Wil ons 'n bietjie daarop uitbrei nie asseblief? Ja, nee, ek het ook al 'n bietjie 'n studietjie gedoen en 'n bietjie daaroor gepraat in van my video's dat dis absoluut onderhewig aan die kulturele waardes van, jy weet, diversiteit is belangrik, inklusiwiteit is belangrik en gelykheid is belangrik. Jy weet, daar's nie ons het ook van mekaar voor die tyd gesê, dit gaan nie meer oor wat is jou gawes. Is jy begaafd om in die rol te staan wat jy glo jy in moet staan? Dit gaan oor, ons moet verteenwoordigend wees. Jy weet, ons kerkrade moet verteenwoordigend wees, amper soos wat mense verteenwoordigende demokrasie het. Ek is besig om 'n dokument deur te lees oor skrifinterpretasie van 'n dosent daarso by Universiteit Pretoria en hy skryf in so een sinnetjie staan toe vir my uit en ek dink jene, maar dit is presies wat die probleem is. Of dis presies waar die spanning lê in ons kerk. Hy het gesê ons sal aanhou om hierdie gesprekke te hê solank as wat ons nie die Bybel lees deur die lens van die grondwet nie. Met ander woorde, die grondwet, 'n liberaal sekulêre grondwet is veronderstel om bepalend te wees van hoe ons die Bybel lees en bepalend te wees van die voorskrifte wat ons uit die Bybel uithaal. En natuurlik die grondbeginsels van ons grondwet is, jy weet, pluralisme, almal het 'n plek in die son, diversiteit, ekwiteit, inklusiwiteit, al daai goed, jy weet, en so die kerk word basies eintlik 'n amalgamasie van, of ook weer 'n demokratiese verteenwoordiging van ons demokratiese samelewing. Daar's niks unieks aan die kerk nie. Dis 'n sosiale geregtigheidsarm van die regering basies op jou end. Ek dink dis waantoe hulle werk. Jy kan 'n bietjie van 'n Christelike sousie oorgooi. As mense van die gesprekke luister wat nou op ons laaste sinode nie afgekeur was nie, dan sê kom ons parkeer dit en ons praat weer 'n bietjie daaroor, is 'n voorstel wat van 'n taakspan weer na aktuele sake afgekom het, dat jy weet, ons moet leer by moslems oor God. Jy weet, hulle kan baie van ons leer oor God. En ons en as mense nou kyk wat daar in die Kaap by groot kerke en so aan die gang is, dat mense selfs aanbiddingsgeleenthede saam met hulle reël. En ons liturgiese ruimtes, jy weet, saam met moslems tot God bid. En so sien jy die hele ding van ons alles is vloeibaar, alles is grys. Daar's nie, jy weet, ons het nie meer proposisionele geloof dat ons by definisie staan en by sekere doktrines vashamer nie. Dit, jy weet, kom ons kook dit af tot die mees basiese essensie, en dit is liefde en liefde wen. En op daai gronde almal wat dieselfde voel kan eintlik maar saam die ding doen. So ja, nee, verseker, ek dink die groot dryfveer agter alles wat tans in die kerk aan die gang is wel, Engelse woordjies mos nou maar wokeness, noem dit sosiale geregtigheidsideologie of jy weet enigiets in daai lyn. Dit is die kultuur wat basies die kerk oorneem. De Boer ook net weer vir my en ons duidelikheid dink ek en ook vir ons luisteraars, wat is presies in 'n nutshell, as ek die Engels kan gebruik, die roeping wat julle vir die NG Kerk gegee het. En die rede hoekom ek dit sal graag wil opgesom hê is dit gee vir ons 'n blik op wie is die Namibiese kerk. Want my tweede vraag sou wees dat jy 'n bietjie vir ons vertel, wie is die Namibiese kerk? Want ons as gereformeerdes is baie bemoedig deur wat gebeur het en ons sal graag gesprekke met julle wil hê, glo ek. Al is dit net verkennende gesprekke. So wie is die Namibiese kerk in terme van skrifgesag, die dinge wat jy al reeds genoem het?
in terme van skrifinterpretasie, in terme van gereformeerde leer, in terme van belydenis, waar staan julle? Wat is julle belydenisgrondslag? Hoe pas julle die belydenis in julle kerke toe? Ek wil daai ding is belangrik want dit tog bepaal hoekom julle ongemaklik gevoel het met die NG Kerk. So ek dink die twee loop saam, maar dit gee net vir ons 'n beeld van oor wie is die Namibiese Kerk. Ja, ek dink ons het baie pertinent nou vir mekaar gesê, daar was in 2016 hier by ons al 'n besluit geneem dat ons het nou as NG Kerk in Namibië 'n roeping om hande te vat met die ander gereformeerde denominasies hier so by ons, die gereformeerdes, die hervormdes, selfs die Reformed Baptists, almal met 'n gedeelde teologiese grondslag, dat ons saam kan span en gereformeerde kerk in Namibië vir Namibië kan wees. En ons is nou tans besig om so ek dink dis die kernfasette van ons roeping nou is 'n bietjie 'n herwinning van ons gereformeerde identiteit en dit regtig vas te maak in dokumentvorm ook. Maar dat ons met daai gereformeerdheid dan hande vat met ander ouens hierso en regtig kerk in Namibië wees. Die dokument wat ons nou aan werk is eintlik maar om die enetjie wat ons in 2016 as ons verklaring oor skrifgesag gehad het te hersien, want hy is amper woord vir woord dieselfde as wat die 2004 algemene sinodiese verklaring was en met daai selfde punt van elke generasie moet eintlik maar nie ding en soos wat die nood opkom dan kan 'n mens dit aanpas. Wat problematies is as jy dit nie goed definieer nie, want dan kan jy daarmee maak net wat jy wil. Soos jy gesê het, dan Louis kan alreeds daardeur. So ons is nou besig ons is nou aan die finalisering van 'n dokument wat basies dan nou gaan dien as ons, kom ons sê, ons riglyne vir enige teologiese of etiese gesprek in die kerk. En want dit is die lens waardeur ons dan nou na die Bybel toe gaan vir hierdie gesprekke. En wat vir my baie bemoedigend is, ons het die eerste 7 artikels van die Nederlandse geloofsbelijdenis gevat en 5 voorveronderstellings daar uitgehaal. Jy weet, ons glo in God, ons glo hy kan kommunikeer, duidelik homself aan ons kommunikeer. So 5 voorveronderstellings en dan so 13 interpretatiewe hermeneutiese beginsels. En dit is so mooi suiwer gereformeer. Jy weet, so ek is baie opgewonde daaroor dat 'n mens regtig weer 'n bietjie van jou gereformeerde identiteit kan herwin en so 'n bietjie vaskop teen die drift wat ek dink baie van die hoër kritiese teologie en baie van die postmodernistiese teologie die kerk op die oomblik laat gebeur het. Ekskuus Jaco, hoop ek antwoord jou vraag. Ja, ek dink ons sal moet weer gesels eendag want ek sal graag nog meer besonderhede wil weet presies wat bedoel julle met skrifgesag, wat bedoel julle met skrifinterpretasie? Hoe sien julle belydenis? Hoe sien julle die belydenis? Wat is die gesag van die belydenis in die kerk? Want dit is baie keer maar 'n probleem. Ons het die belydenisskrifte in die glaskas, maar ek dit is binne die NG Kerk het ons steeds die belydenisskrifte in die glaskas gehad. Jy weet, maar wat beteken dit werklik vir die kerk? Hoe definieer dit en hoe herinterpreteer ons dit sogenaamd? Jy weet so, maar ek dink gee eers vir Gerrie kans. Nee, Jaco, jy lyk of jy nou op my notas ook gekyk het. Net eers 'n opmerking, soos ons praat, dink baie van die dinge wat jy noem in die NG Kerk aan die gang is so vreemd en die taal so wêrelds dat daar baie mense is wat net kan dink, ag, maar dis nie ons paadjie nie, in die kerkverband waarin ons is nie. Maar dan trek ons dit weer, soos vroeër genoem is, net terug na skrifgesag toe. Omdat wat jy dit gaan laat vaar, dan is dit die uiteinde. En in sekere opsigte is die NG Kerk, die GK's almal net 'n paar jaar voor. Sou die Here nie ernstige bekering in harte werk nie. Die vraag wat ek het, gaan ook oor wat Jaco noem, die siening van die belydenis. Julle, die gereformeerde kerk in Namibië, werk julle ook met 'n siening van die belydenis van ons glo dit is waar en reg, in soverre dit met die woord ooreenstem, of glo ons dit omdat dit met die woord ooreenstem? Want as ons gaan vashou aan ons glo dit net soverre dit met die woord ooreenstem, dan besluit ons elkeen wat is reg en bindend. En dan die ander vraag wat dan maar daar uitspruit is daar enige besluite van die algemene sinode wat julle as kerke dan nou saamgeneem het, wat julle as gereformeerde kerke in Namibië
nou oor moet neem of anders na moet kyk. Dink byvoorbeeld aan vroeër die opmerking van die siening van die bose, of het julle kerke reeds iets vas daaroor? Okay, dan nou 3 goedjies. Jou 2 vrae en ietsie net voor dit. Ons is nie hier om te fusileer nie, manne. Ek stel belang. So miskien dalk net ietsie wat ek geleer het, omdat 'n mens mos nou maar diep in hierdie goed betrokke was en jouself ingegrou het, is om dalk net bewus te wees vir wanneer drift kan begin plaasvind. En wat jy op die einde dan by 'n plek kom waar jy glad nie wil wees nie, is die oomblik wat mense, jy weet, ons skop vas doktrinêr, belydenismatig, skop ons vas teen 'n klomp goed, maar dan kom hulle met 'n kant ding van, maar kom ons hê net 'n paar gesprekke. Kom ons hoor mense se stories. Wat wonderlik is. Maar die ding is, daai stories het 2015 se sinode vir ons bepaal. Ouers van homoseksuele kinders het daar kom staan en trane gehuil en hulle het mense se hartsnare aangeroer en op die einde is hy besluit op emosie geneem en nie op grond van Bybelse waarheid nie. Die emosie wat gedryf word deur die vertel van stories, dink ek is op die einde die grootste gevaar gewees, want die hele ding rondom stories, het ek voor die tyd ook met Jan Dooi oor gepraat, is 'n kernelement van die postmoderne wêreldbeeld. Is ek het my waarheid en jy het jou waarheid en hy het sy waarheid en jy kan nie in my waarheid inklim nie want jy het nie my ervaring geleef nie. So jy moet net my woord vat daarvoor dat ek weet waarvan ek praat. En as jy nou nog interseksionaliteit daarbey inbring, dat weet elkeen van ons se identiteit is opgemaak uit 'n klomp interseksies en daai soos ek is 'n wit heteroseksuele, as jy nou gender inbring, cis man, dan is ek baie bevoorreg. Jy weet, my bevoorregtheid verblind my. So my storie dra nie soveel gewig soos iemand wat miskien die teenoorgestelde samestelling is, interseksionele samestelling as ek het nie. So die oomblik wat 'n mens met stories begin en as mense dogmaties begin raak oor ons moet luister na mekaar se stories, dan is jy op gevaarlike grond, want dit is hoe die goed vir ons geskuif het. Jou tweede vraag oor die oor hoe ons oor die aard van die belydenisskrifte dink is met ons legitimasie eed wat ons as predikante aflê. Lê ons dit af met die verstaan dat ons stem saam met die belydenisskrifte omdat dit met die skrif ooreenstem. Maar ek dink daar's 'n klomp ouens wat jy weet, die maklikste manier om dit te sy stap is om te sê omdat 'n ou dokument is, moet hy ook maar soos die Bybel geïnterpreteer word. Dankie, daarmee maak net wat jy wil. So jy weet, mens moet baie genuanceerd praat wanneer jy en dis die ander ding wat ek ook agtergekom het in my gesprekke met mense is jy moet vandag die heeltyd vra wat bedoel jy wanneer jy dit sê? Wat bedoel jy met daai woordjie God? Wat bedoel jy met daai woordjie belydenis? Wat bedoel jy met daai woordjie verlossing? Want ek het in my vorige gesprek het ek met Simon Bryce se vrou gepraat oor linguistic witchcraft en hoe die oneerlikheid, ek dink in die meer progressiewe kringe van om woorde te vat en sonder ander mense se toestemming net 'n nuwe betekenis daaraan te druk en daarmee te hardloop. Jy weet, in die kerk ook. Dis hoekom ek het vir lank gewonder, maar ons praat dieselfde taal, maar ons hoor nie wat mekaar sê nie. En ons praat dieselfde taal, maar daai taal bring ons by plekke uit waar daai taal ons nie veronderstel is om uit te bring nie, tot ek agtergekom het, maar jy weet, ons praat dieselfde woorde, maar ons het verskillende woordeboeke. So dis ek dink dis baie belangrik. Ja, rekeur se goeters. Dan jou laaste vraagie was nou weer Vragie wat maar oor so spesifieke besluite wat jy weer gaan moet neem of Ja, so dis eintlik een van die goed waaroor ek nogals baie gewonder het is die algemene sinode in ons kerkorde se artikel 43 het sekere kompetensies en daarin staan dat die algemene sinode het die kompetensie om beleidmakende besluite te neem. En ek dink 'n klomp verwarring is veroorsaak omdat ouens in ons eie sinode toe ons nou so 'n bietjie opstandig geraak teen die besluite van die algemene sinode vir ons gesê het, maar jy weet hulle ons hoef nie hulle beleid te aanvaar as Namibiese sinode. Sê ek maar wat is die use van die verband dan? Jy weet so volgens artikel 43 staan ons eintlik verbind aan die algemene sinode se besluite oor die bose en oor saambly voor die huwelik en oor homoseksualiteit en so aan. Wat eintlik maar hier by ons nie deurgegaan het. Jy weet so daar's kerkordelike goedjies wat vir my nie lekker sin maak nie. Maar op die eind het ons in Namibië
weet ons eintlik ons eie kerkorde wat nou baie in lyn is met die algemene sinode, maar ons bepaal ons eie kerkorde en ons het, soos ek sê, ons het nou 'n skrifgesagverklaring wat eintlik maar veronderstel is om anders te lyk as algemene sinode, en ons het 'n beleid oor celibaatheid en ons het 'n beleid oor homoseksualiteit wat anders lyk as die algemene sinode se besluite daaroor. So ons het eintlik in daai opsig het ons eie beleide in Namibië. En mense natuurlik kon gaan kyk na van hierdie goed wat die 2011, 2013 besluit is of die ouens hier by ons dit beskou as afgehandel en of mense dalk weer daai gesprekke kan oopmaak. Maar soos ek sê, dis nou maar 'n hele proses om so 'n bietjie die kamer skoon te vee en te kyk wat lê op die grond en wat moet aandag kry. Ek wil graag net vir jou 'n praktiese vraagie vra in terme van die hofsaak in 2015-2016. Hoe gebeur dit dat lidmate die kerk hof toe kan vat en daai saak by die hof kan slaag? Want jy weet dit is 1 Korintiërs 6 as Paulus met die Grieke daar in Korinthe praat, dan sê vir hulle, hoe durf julle dit? Waar het julle die vermetelheid vandaan gekry om mekaar na die wêreld te sleep en voor die wêreldse hof mekaar te gaan uitdaag? Het julle nie wysheid onder mekaar nie? Maar interessant dat op grond daarvan die besluit van die kerk omgekeer is. Jy bietjie iets daaroor verduidelik nie. Ja, ek dink teologies gesproke moes daar eintlik kerklike tug plaasgevind het daarso, maar die tug funksioneer glad nie eintlik meer in die NG Kerk nie. Hier en daar miskien, maar as 'n gebruik eintlik glad nie meer nie. Jy weet, want dis te aanstoot. Jy gee te veel aanstoot wanneer jy met die tug besig is. As jy nou gaan kyk na die opmaak van hierdie groep mense, die 11. Daar was 'n aantal dosente van Stellenbosch fakulteit, sy teologiese fakulteit, en dan 'n paar menseregte aktiviste. Jy weet dit was nie teologies gedryf gewees nie. Ek het 'n persoonlike video's wat van hierdie persone voor die tyd of terwyl hulle besig was met die storie net na die 2016 besluit wat omgekeer is, die beginsel was nie, jy weet, maar die skrif sê vir ons dat dit is nie reg wat ons besluit het nie. Die beginsel is, wat sê ek vir my homoseksuele vriende as ek nie die besluit teenstaan nie? Jy weet, so dis 'n verskriklike mensgerigte poging. En ek onthou ek was toe nog heeltemal eintlik maar verskriklik te mekaar oor wat in die kerk aan die gang is daai tyd 2017, 2018. Nie regtig al die verskillende kragte wat inspeel om die kerk by die punt te gebring het nie. En toe die besluit op die eind die hof was dat die ding is afgegooi, jy weet, toe daar 'n fotootjie op een van hierdie ouens se Facebook profiel waar hulle champagnebottel in die lug skiet en jy weet die absolute vreugde. En ek het 'n bietjie kommentaar gelewer daarop. Ek sê, jy weet, hierdie ding het redelik skade gemaak aan die kerk en jy weet in die opgewondenheid strookie vir my met wat gebeur het nie. Ek dink nou net aan die atmosfeer toe ons nou hierso by ons bekragtig het, ons tree nou uit die algemene sinode uit. Dit was somber geweest, jy weet, dit was yes, ons het gewen nie. Dit was dis nie goed, dis nie reg nie, dis nie goed nie, dis nie lekker nie, maar dit moet wees. Jy weet, en toe ek nou so 'n bietjie vra, maar wat gaan jy aan te sê? Dis nou, jy weet, dis die oorwinning oor 'n stelsel wat my menswaardigheid ontken het. Jy weet, so dis absoluut mensgesentreerd. Dit gaan oor my, dit gaan oor my menswaardigheid, dit gaan nie oor God nie, dit gaan nie oor die Bybel nie. Althans nie 'n histories Christelike of gereformeerde verstaan van die woord nie. So ek dink dis wat daar gebeur het, is humanisme het oorwin. En as ek het maar in een sinnetjie kan opsom. Nou wat is die pad vorentoe met die ASM? Is daar, kom ek vra dit eerder so, wat moet verander vir die Namibiese NG Kerk om weer deel te word van die ASM? Ek dink dis 'n baie belangrike punt, jy weet. Sorry, sê maar. Nee, of is dit in die vooruitsig? Werk julle daarna toe? Skus. Ja, nee, so 'n baie belangrike punt. Ons het nou van die sinode se kant af vir ons Moderame in 6 maande gegee om gesprekke te gaan hê met, jy weet, sekere groeperings in die NG Kerk om te kyk want ons het baie duidelik gesê, kyk, jy einde van die Matteus 18 pad is mos, nou word hy vir jou soos 'n sondaar sondaar en 'n tollenaar, of tollenaar en 'n heiden, wat jy bewoord. En dit beteken nie, skryf jy af en cheers nie, dit beteken jy raak nou weer die sendingveld. So ons het daarmee het ons gesê, maar ons wil vreeslik graag nog 'n profetiese stem in die NG Kerk hê. Jy weet,
een of ander teenwoordigheid wat dit vir ons moontlik gaan maak om net aan te hou praat en aan te hou getuig en met die hoop dat jy weet iewers vorentoe hierdie ouens dalk tot bekering kom en 'n mens dalk weer kan saamwerk. Ek dink dis almal so hoop. Maar nie soos wat dit nou is. Jy weet ons kan nie onsself weer begewe in dit wat nou daar aan die gang is, want die traject is net meer woke, nie minder woke nie. Die Weskaap het klaar transgender ook goedgekeur en so aan, jy weet, so ons is ver verby die homoseksualiteit gesprek op hierdie stadium. En hele intergeloof interaksie, dit gaan ook net van krag tot krag. So ons moet nou so ver as moontlik een kan staan, ons wil vreeslik graag nog 'n profetiese stem hê daar. Jy weet en ons gaan nou kyk maar met watter van die opleidingsinstansies ons nog 'n bietjie pad kan stap. Watter van die senodes ons dalk bietjie raakpunte mee het en so aan. So ja, dit is wat nou in die vooruitsig is. Toe Boa 'n bietjie aan te sluit by Jan-Louis oor praktiese implikasies. Ek dink nou maar ek kan nou nie die ouens se naam onthou nie, die groep wat ook in die NG Kerk opgestaan het. Wat mense daai groep, jy ken dalk hulle beter as Kairos groep. Die Kairos groep. Dis nou Koinonia, ja. Ja, wat as hulle nou Koinonia naam. Nou, hoe definieer mens eenheid, nee? Ek dink die Namibiese sinode sit nou op 'n punt van hulle het nou weggebreek van die algemene sinode af, maar wat definieer eenheid onder mekaar? En ek noem die voorbeeld van die Koinonia of Kairos groep in dieselfde asem, want een van my probleme met daai beweging op 'n stadium was as jy 'n gesamentlike vyand het, is jy een, né? So daar's klomp verskillende denke onder mekaar, maar as dit kom in enemy, so ons is een. Maar jy wil eintlik hê 'n kerk moet in belydenis en in skrif een wees, né? Nie in die enkele saak wat ons bestry nie. En ek maak 'n stelling wat jy bietjie op kan uitbrei, maar ek dink waar die Namibiese sinode nou is, as ek jou geluister het tot hier, julle het baie harde werk om te doen oor wat definieer julle, wie is julle, hoekom noem julle julleself gereformeerd? Is julle gereformeerd omdat julle anti-NG is? Of is julle gereformeerd en julle het weggebreek omdat dit nie gereformeerd is wat die NG Kerk doen nie? En dan moet julle daai gereformeerdheid duidelik definieer, né? Wat ek dink ek al so 'n bietjie van gehoor het en van my vrae na toe gestuur het, daar's nogal redelike vrae daaroor. Miskien kan jy 'n bietjie uitbrei daarop. Wat is julle pad vorentoe om regtig, want dit is eintlik wat julle begin doen, julle het eintlik begin reformeer, julle het dit ook genoem op 'n manier, julle terugreformeer skrif toe, so om regtig die hartklop van julle eie identiteit te definieer in terme van belydenis en skrifbeskouing. Ja, nee, ek dink dit is baie belangrik wat jy sê. Mense wil nie op die eind gedefinieer wees deur wat jy teen staan nie, maar waarvoor jy staan. En wat nou lekker is of nie lekker is nie, wat nou ek dink wat nou goed is ek en 'n ander het 'n amendement op die besluit wat ons Moderamen op die eind geneem het oor hoe ons na die pad vorentoe sien, ingesit dat ons graag 'n tipe van 'n taakspan leernaar vir julle sake hier by ons ook op die been wil bring, wat dan nou baie gefokus en sistematies gaan werk deur 'n klomp goed om want ek dink die groot probleem is ons mense is deur die laaste, kom ons noem dit maar die laaste 30 jaar, ek het al met ouens gepraat wat hier in die 90s ook die goed begin bespeer het by die teologiese fakulteit, in die laaste 30 jaar is ons nie regtig meer getrein gewees in gereformeerde teologie nie. Al hoe meer begin beweeg na ekumeniese teologie toe, baie sterk liberale strominge en jy weet en al die generative teologie en so die herwinning van ons gereformeerde identiteit gaan ek dink baie van ons ouens ook 'n bietjie help om te sien hoe ver ons weggeskuif het van waar ons veronderstel was om te wees. Een van die gesprekke wat nou in die laaste tyd ook so 'n bietjie op ons predikante groep opgeduik het en ook een van ons ander groepies wat ons nou 'n platform probeer skep om lekker in diepte oor hierdie goed te kan praat, is die hele ding rondom Barth se teologie, wat ek dink in vele opsigte baie onkrities sommer net aanvaar word in die NG Kerk deur meeste van ons predikante. En waarom mense nou as mens bietjie in diepte met hom begin besig raak, sien hoe mense hoe hy maar ook 'n kind van sy tyd was. Jy weet, 'n klomp goed wat hy gesê het, ons teologie eintlik, ons gereformeerde teologie eintlik maar in voetskiet en so aan. So ek dink die feit dat 'n mens met mekaar nou ernstig begin praat oor teologie en jy het 'n klomp ouens wat hulle self goed ingrou in gereformeerde teologie en ek dink ook
die moed het om die gesprekke te opper en bietjie deur te druk daarmee, dink ek is vir my baie positief. Jy weet wat, ek dink daar's vir baie lank min teologie gepraat in die NG Kerk, baie emosie, baie kultuur, baie teorie en so aan, maar min teologie. En ek dink die tyd is nou ryp om te sê, alright, ons het nou die speelveld, ons het nou gesien wat gebeur met wetenskaplike reduksionisme, ons het nou gesien wat gebeur met feminisme, ons het nou gesien wat gebeur met interseksionaliteit, met wokeness, hulle het nou hulle kop gewys, jy weet, en ons het nou so bietjie, ons het nou so bietjie vertroud geraak met die inhoud daarvan. Kom ons kyk nou daarna deur die lens van ons gereformeerde identiteit, tot watter mate kan 'n mens die pad nog saamstap of nie. Maar jy kan dit nie doen as jy nie weet waarmee jy deel nie. So ek dink daar's baie, soos julle kanaal, my kanaal, glo die Bybel, verdeel is so goed. Daar's nou soveel inhoud met ouens wat baie moeite gedoen het om bietjie agter die kap van die Bybel te kom en van hierdie goed net te ontwortel, dat ek dink mense het nou so 'n half idee wat aan die gang is en wat die verskillende strominge is, en nou kan 'n mens regtig vir hulle bietjie begelei na 'n beter plek. Dink julle is op 'n baie goeie plek. Ongemaklik dalk, en daar is 'n klomp dinge wat moet gebeur en in plek moet kom. Laat my nogal dink aan ons wat nou na ons teologiese opleiding kyk, nou dat ons pad met die NWI tot 'n einde gekom het. Daar's baie goed wat die mekaar voel en waar daar nie sekerheid oor is, maar dit is die wonderlikste geleentheid om nou dinge te kan vestig. En baie seën vir julle daarop. Ek dink julle kan seker wees van baie mense se gebede. En ek wil sommer dan so vra, maar watse raad of waarskuwing, profetiese stem, sal jy aan die GKSA en ander gereformeerde kerke rig? Ek dink, ja, nee, maar baie dankie ook vir die bemoedigende woorde. Ek het met 'n ou se werk bietjie te doen gekry, James Lindsay, ek weet jy of julle weet wie hy is nie, hy is een van die vooraanstaande kenners op die gebied van alles woke in die wêreld, en hy het toe ou van dieselfde vraag gevra het. Ek dink dis eintlik maar krities belangrik, buiten die natuurlike, jy weet, kom ons sien die Bybel soos wat die Bybel veronderstel is om gesien te word. Het hy gesê, in die kultuur waar ons vandag leef, wat baie belangrik is differentiasie en definiering. Omdat die kultuur se inslag is, kom ons verwater alles, kom ons maak alles grys, kom ons maak alles onseker, kom ons twyfel in alles, kom ons maak alles, elkeen se eie subjektiewe standpunt, jy weet, geen sekerheid nie, geen vastigheid nie, sê hy. Ons taak as mense, en hy is nou nie eers 'n Christen nie, jy weet, hy's maar hy's besorgd oor die toestand van die wêreld, is ons taak is om dinge te definieer en te differentieer, te sê hierdie ding is nie daardie ding nie. En jy weet, ek dink in die gesprekke wat julle gaan hê in julle eie konteks ook, is dit baie belangrik, is om te sê nie net wat is dit wat ons glo nie, maar ook jy weet hoekom. Ek dink 'n groot gedeelte van, omdat mense mos nou maar baie met die jeug en die goed ook werk, 'n groot gedeelte van die probleem veral met Gen Z is, daar's vir hulle gesê wat, maar daar's nie vir hulle gesê hoekom nie. En hulle het dit net nie gesluk nie. Ons het dit maar nog so 'n bietjie gesluk, want ons het nog respek vir ouer mense gehad, en ons vorige geslagte het dit nog gesluk, jy weet, dis hoe dit is, en ons vra nie. Ek dink hulle is by 'n punt waar hulle wil weet hoekom. En as jy hom kan oortuig van die hoekom, dink ek, het jy 'n ongelooflike gaan jy 'n ongelooflike erlewing dalk in die kerk hê, as jy sê, dis die kerk en dis die kultuur en dis hoekom ons so is en dis hoekom die kultuur so is, en jy gee vir hulle daai prentjie en jy help hulle om dit te navigate. Ek dink die jonger generasie, as ek nou maar sien die ouens wat regtig moeite maak om nou in die kerk net 'n erlewing in te bring, dis meerendeels jonger mense wat nou regtig begin opstaan. Jy weet, hier is so 35 tot 45, ekskuus Jaco, bietjie jonger mense wat regtig nou die ding begin dryf, en mens moet inspel in daai kring. So ek wonder nou, wat moet ek voel oor daai mense in jou uit, as ek nog maar nie grap net. Ek weet een van jou podcast is OK Zoomer, maar jy moet ons eintlik sê OK Boomer. OK Boomer, ja. Right, enige finale gedagtes manne voordat ons afsluit?
Ja, ek het net so vinnig gedink. Ja, ek wil ook 'n bemoedigende woord aan julle gee. Regtig, ek dink julle is 'n bewonderlike plek. Gebruik hierdie geleentheid regtig met groot ywer. Ek dink daar is nog baie binneshuise sake wat jy self genoem het wat moet skoongemaak word en jy is nou by 'n punt van uitvee en herontdek julle gereformeerde identiteit en ja, ek wil julle regtig net aanmoedig om dit regtig mooi en goed te doen. En ek dink van my kant af as individu, ja, ek hoop kerke reik ook uit na julle en ek wil julle ook aanmoedig om uit te reik na ja, kerke soos ons, die Vrye Gereformeerde Kerk en ook die GKSA en vra ook vir ons vra en ons wil julle ook vra. Ek bedoel ons wil by julle leer. Gerrie het gevra wat is profetiese stemme is daar van julle vir ons want jy weet die gevaar vir ons is want jy weet self die skuif vind baie fyn plaas nie. Jy vlieg met 'n vliegtuig uit die Kaap uit en hy is 0,001 graad verkeerd gestel maar jy mis Johannesburg met 'n kilometer. So jy sit in jou warmtenis huisie en jy kom nie agter wat is besig om onder jou eie geleedere stadig te beweeg nie. So ons het julle stem nodig om te hoor en te leer want ek meen julle met wokeness en ek het na jou kanaal al geluister, jy het wokeness regtig so goed gedefinieer en in my eie kerkverband is ek dink iets wat regtig min oor gepraat word en min insig oor is. So ek dink daar's regtig baie om te leer vir ons by julle om te gaan sit en luister. Ouens soos jy en vanuit julle verband uit te luister daaroor en vir julle om vir ons te vra, help ons herontdek ons gereformeerde identiteit en beide gesprekke kan by 'n punt kom waar ons eendag vir mekaar sê en ek sê maar net 'n droom vorentoe dat ons dalk hande vat, dat ons eendag iewers Susterskerk hande vat as die pad die regte pad stap. So ek hoop regtig dit is waartoe ons kan gaan en ek wil julle aanmoedig om dit op julle visie te hê. Hoe kan julle ook met nie net werk terug NG Kerk of hulle herroep of daar weer bande opneem, maar hoe kan julle juis waar julle nou is werk aan bande met ander gereformeerde kerke soos die GKSA en soos die VGK en dat ons 'n goeie gereformeerde band weer vorm en mekaar versterk want ek meen Gerrie het dit ook voorgenoem ons is maar almal blootgestel aan die kultuurskuiwe van ons tyd. Ja. Dis waartoe mens maar kan dit is die droom, ja. Baie dankie en baie dankie Dubois vir jou tyd om ons te woord te staan. Dit was nou 'n marathon sessie en so hier en daar so 'n bietjie 'n fusilering sessie lyk dit my. Maar ons waardeer dit dat jy vir ons 'n bietjie meer verduidelik het en ook die gevaarlikheid uitgewys het wat ons definitief ter harte geneem. As jy graag vir ons luisteraars aanmoedig dat julle net gaan kyk ook na ons episode van Maart 2022 perspektief, ons ook met die Boa gesels het, so 'n bietjie agtergrond gegee het. En ja, volstaan ons by hierdie episode. Volgende keer as ons terug gaan aan met ons reeks en baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Dankie, sterkte vir julle ook.